to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing the wonders of his love. Oh, heaven and all creation sing. Oh, wonders of his love. Oh. Hey. Baie hartlik welkom vanoggend in ons sitkamer. Ons is so bly julle het saam met ons kom kuier, Kersfees is saam kuier en daarom is ons opgewonde om hierdie spesiale geleentheid saam met almal van julle te mag deel. Kerstyd is 'n tyd waar jy by jou familie is 'n tyd waar jy by jou vriende is. En op een of ander manier luister ons na mekaar se stories. En dis wat ons vanoggend wil doen. Ons wil na mekaar se stories kom luister oor Kersfees. Ons wil saam luister na 'n ander storie, die eerste Kersfees storie. So, daarom wil ons vir julle baie hartlik welkom sê. If there is any English-speaking people around and you don't have a headset, just put up your hand and we'll see to it that you get a translation. It will be challenging today, but you're more than welcome. So just give us an indication. Ons wil vir julle dankie sê vir die moeite dat julle gekom het. En vir julle sê dat hierdie erediens, jy sit saam met ons in die sitkamer. Sing saam met ons en staan op en kom ons maak die Here se naam groot met wat vanoggend hier gebeur. Ons sit so, dan bid ek vir ons saam. Hemelse Vader,
Aan U wil ons al die eer kom toebring. Want dis U wat Kersfees moontlik maak. Here, en daarom is ons opgewonde, omdat ons met so 'n geleentheid vir U kom dankie sê vir die grootste geskenk wat ons ooit kan hê. Here Jesus, daarom elke loflied wat ons sing vanoggend, elke woord wat ons sê, elke noot wat ons maak vanoggend is om saam met engele 'n loflied te sing. Ons loof U en ons prys U Hemelse Vader. Amen. Kom ons staan en dan begin ons vanoggend en dan sing ons 2 Kersliede heerlik saam. Zé, Jacques, gooi vir ons. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God in die hoogste hemel. Op die open velden, het die nacht die engelen koor, en die blije evangelie, uit die hemel aangehoord. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemelen. Met hul harte vol van vreugde, pratel van die Jesuskind, herde vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemel. Come to Bethlehem and see Christ whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hoor die blije engellied aan die koningsziel gebied. Vrede op aarde, God die eer, hy daalt tot die son daar neer. Almal wat hom liefhet sing, om hom lof en dank te bring. Almal juig met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Hoor die blije engellied aan die koningsziel gebied. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
Nou Kersfees kan nie Kersfees wees sonder persente nie. En ek weet hier's 'n groot klomp kinders vanoggend in die kerk. En ek wil hê julle almal moet vorentoe kom. Julle kan net hier voor vir ons kom staan. Ons as gemeente, terwyl die kinders vorentoe kom, ons as gemeente bring elke jaar bokse en bokse vol persente kerk toe. Julle sal sien daar onder die Kersboom is daar 'n hele hoop persente, Operation Christmas Child persent. Omdat ons weet, daar's kinders ergens in die wêreld wat nie persente het nie. Nou, op een of ander manier wil ons vir ander kinders ook persente gee. So as julle kan nog hierdie kant toe ook gaan, ek sien al die kinders gaan links soos die bokke, die skape kan hierdie kant toe. OK. Heinrich, bring julle hierdie, beweeg julle met julle kleintjies die kant toe asseblief. Sit sommer hier op die trap, sit sommer net daar. Sit sommer hier op die trappies. Daar's hy. Kom ons kyk gou na Operation Christmas Child se video. I'm happy today because it's Christmas. Operation Christmas Child is one of the great stories that's unfolding in our lifetime. I want the children of the world to know, I want their parents to know that God loves them and He wants them to be with Him in heaven. That's what it's all about. Every single box is important because it connects two hearts, that of the person who packs the box and that of the child who receives it. A child in need of that love. When I look at these boxes, I just see thousands of smiling kids. Where appropriate, children who receive shoeboxes are invited to learn more about Jesus. We developed the Greatest Journey, a 12-week discipleship program for the kids that make decisions for Christ. Yo les voy a compartir lo que aprendí a mis amigas, a mi papá y a mi mamá. This is just so awesome to give these children the opportunity to experience the love of Christ in a way that they've never experienced before in their lives. These are kids that have nothing. These gifts will mean everything in the world to these children. And we're going to give them in the name of the Lord Jesus Christ. Voor ons by die kinders aangaan, Kes, are you going to sing a song with us? Let's sing Away in a Manger. Do you know the song? You do? Good. Let me just plug myself in, because I can't hear myself. There we go. So many wires. All right. You ready? Away in a manger, no grip for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hay. Afrikaans. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en
asof die engel die boodskap nog bring van Jesus sy vrede wat harte laat sing. Weer die Engelse een. Die gaan ons. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Good, well done. Daar sê, dankie Johan. Die kinders moet my gou help. Wie van julle wil presente hê vir Kersfees? Kom, wat ek sien. Hoog. Wie wil, wat 'n kind, skus tog. Wat 'n kind wil presente hê vir Kersfees? Dat ek gou sien. OK. Wat 'n kind wil nie presente hê nie? Right. Wat wil julle hê vir Kersfees? Oh, ek sal ook so lag. Wat wil julle hê vir Kersfees? Toys, lekker Kerspresente en karretjies en speelgoed. Wat wil jy hê vir Kersfees? 'n Vliegtuig. Vliegtuig. Wat wil jy hê vir Kersfees? Skateboard. Ja, lekker. Ons almal het drome wat ons wil hê vir Kersfees. Weet julle wat die eerste Kersstorie? Ek wil vir julle lees. Luister gou mooi. In Lukas 2 staan daar die volgende. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig om 'n volkstelling te hou. Al die mense getel. En hierdie volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was. Ook Josef het gegaan na sy eie stad Bethlehem. En luister nou mooi wat gebeur. Josef en Maria gaan toe Bethlehem toe en daar word Jesus gebore. En wie kom kuier toe? Weet julle wie kom kuier toe vir Jesus daar? Daar, in die stal toe hy gebore word. Amelia. Wie kom daar toe aan? Wie het kom kuier vir Jesus daar? Wise man. Yes, wyse man het kom kuier. En wat bring hulle vir Jesus? Presente. Yes. Wyse manne bring vir Jesus presente. Maar weet julle, dit was nie die eerste presentie. Die eerste present is Jesus self wat kom. Weet julle, want Johannes sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, hy gee sy seun. So Kersfees gaan oor gee. Okay? So Kersfees gaan nie altyd oor ek wil presente hê nie. Kersfees gaan vir wie gaan ek 'n present gee hierdie jaar? Wie van julle gaan hierdie Kersfees vir mamma en pappa iets gee? Dis nie. Sorry julle. Kans op 'n presentjie is lyk my is nog nie groot genoeg nie. Okay. Kersfees gaan oor gee. Wyse manne kom en gee presente, gee goud en gee wierook en gee mirre. Okay. Maar omdat ons weet julle baie graag daarom ietsie wil kry ook, gaan ons as kerk vir julle elkeen ietsie gee. So ek gaan vir al hierdie mense wat hier agter ons hard werk en al hierdie presente gou vra dat hulle vir julle presente saambring. Wow, kyk net hierso. Daar's vir elkeen van julle 'n presentjie. So Desmond staan jy daar onder, aan die Annetjie staan jy daar. Dan gee ons gou vir julle elkeen 'n presentjie. Wow. Wil jy goud hê? Daar's nog 'n goue. Daar's 'n swaar. Hy lief vat daai ene. Daar's nog ene.
Ooh. Kom ons sing sommer die song. Kom kinders besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die heiland gebore, die nag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. Geringe klein dorpie en duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus en wie ons die saligheid vind. Kom kinders besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die heiland gebore in die nag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. Die hoop van die wêreld deur eeue verwag. Asai. Al hierdie kinders laat my sommer dink aan die tye toe ek stranddienste gedoen het. Anna, wag gou. Ek het lus vir koffie. Het iemand anders lus vir koffie? As jy so aandrink. Ek maak se. Kan jy dalk 'n goeie saak wees, ja. Jy was besig om te sê van stranddienste. Skus, ja, my brein. Ja, stranddienste. Nou kyk, ek weet nie wie van julle stranddienste gedoen het nie. Rian? Ek het stranddiens gedoen. Waar het jy stranddienste? Buffels Bay, die beste plek in die land. Ons almal kan seker ons opinies hê, dis nie te sê hulle is reg nie. RAI, ons was Theo Strand en Eiland en ek was koning Poppekas man. Koning Poppekas man. Ja, sy. Ek het ook Poppekas gedoen. Wat van 'n demonstrasie? Ek dink dit klink vir my goed. Verstom. Hierdie was nie beplan nie. Hey, Mikey. Hey, Barkie, is dit jy? Hallo, Sarkie, dis ek. Hoe gaan dit met jou? Goed en jy? Wat kry jy vir Kersfees? Ek wil 'n kar hê. Wow, wat's 'n kar? 'n Kar met wiele. Jo, dit is nice. My ma se kar staan al vir 'n week op bakstene. Nou ja, stranddienste was verseker van my gunsteling tye van die jaar. Lekker by die see, groot tente opgeslaan. Ek sal nooit vergeet hierdie 1 jaar, toe kyk ek so na die bokant van die tent toe en al wat ek sien wat daar staan is stikkend. Needless to say, 3 dae later toe het reën, moes ons 'n nuwe tent gekry het. Was nie goed nie, maar tog baie lekker. Tyd van stranddienste was ongelooflik geweest. Ek dink 'n tyd wat altyd vir my ook sal uitstaan was Kersfees geweest en hoe ons gesien het hoe al die kinders en hulle ouers by hulle tente net saam feesvier en soveel pret gehad het. Die volgende dag kon die kindertjies nie gewag het om met hulle fietsies daar by jou te kom verbyry en vir hulle te wys hierdie is my nuwe present en my mamma en my pappa het dit vir my gegee nie. Natuurlik ons as stranddienste span moes ook iewers heen gaan vir Kersfees. Meeste van ons ouers was maar bietjie ver weg geweest. So ons het sommer na een van ons vriendinnetjies se huise toe gegaan vir Kersfees en hoewel ek hier by my eie bloedfamilie was, het ek toe besef dat deur die bloed van Jesus is ons almal is 'n stranddienste span ook saamgebind as 'n familie en dit was werklik vir my baie spesiaal geweest. Na die stranddienste het ons groep vriende besef 'n mens kan nie net ophou nie, 'n mens moet aanhou gee en ons het aangesluit by 'n aksie by ons kerk, Trap der Jeug. Nou ons het lekker fiets gery en alles, produksie gedoen, by kinderhuise omgegaan, geld ingesamel vir hulle en wat my altyd sal bybly is as jy vir 'n kind 'n geskenk gee, hoe die kindertjies in die
kinderhuis bereid was om daardie geskenk met hulle maatjies te deel en nie net als vir hulle self te hou nie. Dit is my net weer laat besef dat hoe bevoorreg is om so baie in die lewe te hê en so baie wat is sommer so maklik as vanselfsprekend aanvaar. Ek moet sê Anna, ek stem saam met jou. Ek weet toe ek op universiteit was, het ek ook gehelp by 'n aksie met die kinderhuis, Abraham Kiel kinderhuis. En dit is amazing om te sien dat van daai kinders het nog nooit in hulle lewens regtig die geleentheid gehad om 'n huisgesin te beleef en persente te kry nie. En ek onthou van hulle was dit regtig die eerste keer in hulle lewens vir wie ons persente gegee het oor Kerstyd. En net om hulle gesigte te sien ophelder en om daai ervaring te hê is soos hulle first Noel gewees. Dit was regtig vir my 'n eye-opener in my lewe gewees om te sien, verstaan hoe bevoorreg ek is dat hulle dat ek dit elke jaar kan hê en dit was hulle eerste keer wat hulle dit kon gehad het. So dit was vir my nogals baie spesiaal geweest. Maar gepraat van First Noel, kom ons sing sommer the First Noel terwyl ons nou besig is hiermee. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. O Christus, ons verlange, U het ons gebring, sal ooit ons U besinge, U lof na waarde sing, vervul en welbehaag.
gepraat van kinderhuis. Ek het, soos ek julle gesê het, op universiteit het ek betrokke geraak by aksie. Ons was 'n klomp vriende eintlik gewees wat besluit het ons wil by Abraham Kriel Kinderhuis betrokke raak. En ons het hulle op weeklikse basis gaan help met die kinders speletjies gespeel. En mag maar net vir hulle gewys daar's mense wat aandag gee aan hulle en wat omgee vir hulle. En daar was hierdie een keer, ek was actually ook op stranddiens by Rustenburg Kloof en ons moes die Desember het ons vir 'n hele lang tyd het ons actually op die pik gebly ter voorbereiding en ek het op daai stadium by my tannie gedoseer, by my ouma en my tannie hulle gedoseer in Potch. En die mense van Abraham Kriel het ons gevra of daar mense is wat hulle huise sou beskikbaar stel om van die kinders in die kinderhuis te kon huisves oor Kersfees, want hulle het niemand gehad om heen te gaan nie. En ek het met my tannie hulle gepraat en hulle het gesê dis reg, ons kan maar vir iemand kry van Abraham Kriel om by ons te kom bly vir die tyd. En ek het 'n klein Dani, hy was seker 11 of so, het hy by ons toe nou kom bly oor daai tyd. En dit was vir my 'n ongelooflike experience gesien om die hele Kersfees en die hele gesinsstruktuur deur die oë van 'n kinderhuiskind te sien. Hy het nog nooit in sy lewe beleef nie en dit was nie in die begin was dit vir hom so 'n vreemde konsep om in 'n huis te wees. Hy het nie geweet hoe om homself te wat ek amper al sê te gedra op 'n mooi manier te gedra in die huis en hoe wat om te praat. Hy was baie stil, hy het nooit iets gesê in die begin, die eerste paar dae nie. Maar ek onthou en ons het die Kersboom gehad met die persente en alles rondom. En dan was ons op een aand het ons in die kombuis almal gesit en hy was toe nou by die Kersboom besig. En hy het na die persente gevoel en gestaf. En ek weet nie wat gebeur het nie, maar hy die Kersboom neek om. En dit is 'n vreeslike slag maar hy is by die deur uit. Nee, hy het nie geweet hoe ons gaan reageer nie. En hy het regtig die pad gevat uit die huis in die aand en ons moes agter hom aanhardloop en ons het vir hom gesê dis fine, dis reg, dis nie einde van die wêreld nie, kom terug en eers please and explain en hom paai en alles en dit het my oë so laat oopgaan. Verstaan, hierdie ouetjie het geen idee wat liefde is nie. Hy het geen idee wat dit is om 'n gesin te hê wat vir hom omgee nie. En dit was my hartverskeurend om dit te sien. En dit laat my dink aan ons wat hier in SA gemeente sit. Ek meen, die meeste mense wat ek ken, die kinders is regtig, hulle het 'n oorvloed van liefde. Hulle het ouers wat vir hulle omgee, hulle het 'n goeie gesinsstruktuur, hulle kry persent, hulle kry aandag, hulle kry kos, hulle het klere. En ons besef nie hoeveel kinders daar in hierdie wêreld is wat nie hierdie goed het nie. En dit laat my 2 keer dink net weer oor die voorregte wat ons het. En dat mens dit nie for granted moet vat, dit wat ons het nie. Maar Barry, ek weet, jy sit nou hier met 'n smaal vir my, want Barry was in 'n kinderhuis, en hy weet presies hoe dit was. Maar Barry, sê vir my, hoe het jy Kersfees ervaar in die kinderhuis, sonder die liefde wat ons kinders hier in SA gemeente gewoonlik gekry het? Johan, dis 'n baie moeilike vraag wat ek so maklik as moontlik gaan probeer beantwoord. Eerstens, in 1994 stort my lewe in duie. Tuimel alles in mekaar. As 'n 10-jarige jong seun wat met buite rond hardloop en vrugte steel en ketties skiet en wegkruipertjie moet speel, word ek skielik 'n pa van 2 sissies en 'n 4-jarige boetie. Nou Kersfees is totaal en al nie vir ons heeltemal die ondervinding wat dit vir baie mense was nie. Kersfees was het jy gehoop soos mense soos Johan se ouers wat vir jou daai tydperk gaan baie spesiaal maak. En as jy nou nie volgende in die lyn gestaan het vir die familietjie wat jou gaan kom haal en jou gaan bederf vir die Kerstyd nie, was die ander opsie om of na jou ouers toe te gaan as hulle op daai stadium kon. Nou in daai stadium was dit maar moeilik.
ons kon nie na ons mammie toe gaan nie, want ons stiefpa het dit net nie toegelaat. So verskeie redes kon ons nou nie daan toe gaan nie. En dan my regte pa, die ou wat ek eintlik graag sou wou sien Kersfees na Kersfees, het ons net nooit gevind nie. So Kersfees was dan gespandeer in 'n koue huis waar daar eintlik 30 kinders moes wees, dan is jy dalk een van 3 of 4 wat agterbly en ek onthou die gemeente, 'n sekere gemeente kyk na 'n huis op die kinderhuis. Nou toe ek 12 was daar min of meer so 436 kinders in die kinderhuis, 21 huise. So jou huis het plek vir 30 kinders, maar daar's 4 van ons oor. So jy hardloop in die gange rond en is maar stil. Nou die gemeentes het so vir elke huis gekyk. So sê maar byvoorbeeld Parys Noord gemeente, kyk na daai huis. So oor Kersfees kan jy dan nou sê wat jy graag wil hê vir Kersfees. Nou ek onthou baie goed my een vriend Chris, 'n broer eintlik, sy grootste geskenk was sandwich bread. As hy kon sandwich bread kry, dan het hierdie ou se oë geglinster. Dan dis die een deel, dis 'n Kers, hoe ek min of meer dit onthou. Maar geskenke dan was vir my natuurlik sommer maar net 'n aardse ding. Dis nie iets waarna ek gesmag het nie. Ek onthou ek was 12 jaar oud en vir 'n kinderhuisseun om gekies te word vir jou eerste rugby span was dit was 'n groot prestasie. En ek onthou die aand voor die tyd dan deel hulle baadjies uit. Hoogland Otto was ons sponsor. Deel hulle baadjies uit in sakke en dit was ook daai selfde aand, die Vrydag aand my verjaarsdag toe ek nou het ons gesê 13 geword het. En dit het my nie geplan nie, wat my regtig geplan was ek wou net een oproep gehad het. En daai oproep het nooit gebeur nie. En daai volgende dag met die rugby game en ek stap van die veld af en almal se paas en maas kom haal hulle en ek vat my ou sakkie en ek stap terug kinderhuis toe. Sê ek vir myself, maar ek gaan net nie die pa wees wat hy was nie. Ek gaan seker maak, ek gaan totaal en al die teenoorgestelde. Maar nou, dit het moeilik vir my geraak, want ek kon nie aan 'n raamwerk vat om te sê, okay, maar dis hoe 'n pa moet wees nie, want my pa was nie so nie. Ek kon ook nie sê, okay, dis hoe my pa nie moet, ek het baie goeie idee gehad van hoe hy nie moet wees nie. So ek het verhoudings gehad, maar ek het nooit kon ek regtig vat kans kry, want ek is te bang gewees om te commit, want hoe moet 'n pa nou regtig wees? En dan nou vandag, waar ek hier sit, is die prentjie baie mooier, en dan kyk ek terug, en ek besef, as ek nou nie deur al daai moes gaan nie, en al daai pyn, en al daai leë en donker Kersfees, dan sou ek nie met alles in my die beste pa wou wees. My pragtige vroutjie, as sy Kersliggies sien, dan is dit soos 'n somersaand in die Oos-Vrystaat, dan skitter sy soos die sterretjies. Nou vir my is dit moeilik, want geskenke het nie regtig 'n bedoeling nie. Waar jy het nou 'n seentjie onlangs gekry. Hy's 8 weke oud. En ek weet jy het 'n liedjie geskryf vir hom. Ek het, Johan. Wil jy met vir ons gaan speel nie? Ek wil net graag sê, ek het dadelik toe aan Abraham gedink. En Abraham, die Here het vir hom gesê, Abraham, jou enigste seun, asseblief, sal jy hom offer. Abraham het nie gejaag en nee, miskien nie. Hy het gegaan, hy het vir Isak gehaal, sy donkie, en 2 slawe, en hy het die hout op Isak se rug gepak. En hoekom ek dit sê is, Isak het geweet wat vir hom wag. Maar hy het homself ook, dink ek het hy homself daar as 'n geskenk gaan gee. Geweet, dis nou wat wag, en jy gee jouself oor. En dit het my geïnspireer om die volgende lied te skryf.
my seun is offer. Theaterligte het die oggend aangebreek. 'n Mens met 'n einde waarvan ons nie weet. Sy moet sorg te vertrou. En ons sorg te vertrou. Liewe Heer, sien ons nou. My seun is gebore, ek onthou dit goed. Toe hy vir Abraham met die seerste wat het. Hy het sy donkie opgesaal. Hy het sy donkie opgesaal. En vir Isak genaal. Nou verstaan ek juist wat het sal wees om jou enigste seun op te dra, aan die altaar vas te maak. En so hy my toets, vraag hier sal ek moet, want vir my is dit waar, is realiteit net daar en sweet ek bloed. My seun, ons moet groet, o en sweet ek bloed. My seun, kom ons groet. Op die altaar het die hout begin pak, maar daar is geen skaap nie, antwoord die sak. Die Here sal voorsien, ja die Here het voorsien, want Abraham het hom gedien. Nou verstaan ek juist wat het sal wees, om jou enigste seun op te dra, aan die altaar vas te maak. En so hy my toets, vraag hier sal ek moet, want vir my is dit waar, is realiteit nou daar en sweet ek bloed. My seun, ons moet groet, o en sweet ek bloed. My seun, kom ons groet. Vergewe my. En ek probeer vir my. En vergewe my. En wat het sal wees om jou enigste seun op te dra, aan die altaar vas te maak. En so in my toets, vraag hier sal ek moet, want vir my is dit waar, is realiteit nou daar en sweet ek bloed. My seun, ons moet groet, en sweet ek bloed. My seun, kom ons groet.
Dis altyd interessant, Barry, hoe Kersfees ons blootstel aan nuwe lewe, aan hartseer, maar ook vreugde, aan 'n kind wat gebore word en iemand vir wie ons lief is wat doodgaan. Annelie, jy het maar so 'n storie. Ja, so. Ek is my emosioneel na Barry se moeilik. Ek dink vir ons familie gaan dit ook so 'n bietjie van 'n hartseer Kersfees wees. My ouma is al vir 'n ruk lank eintlik oud en siek, maar sy's regtig nou op haar laaste en ons verwag eintlik enige oomblik 'n oproep van my ma. Maar my sussie het noudag gesê sy dink my ouma wag vir Kersfees. Want sy was altyd so lief vir Kersfees en dan bring sy dalk weer die familie bymekaar vir Kersfees. Maar so het ons nou maar elkeen op ons eie manier al vir my ouma totsiens gesê, al is ek nou nie eers in Bloemfontein langs haar bed om dit te doen nie. Maar dit bring nogal herinneringe terug en ek dink die grootste herinneringe is Kersfees eintlik. Ons het baie keer Kersfees gehou by my tannie hulle op die plaas staan daar by Brits. En my oupa het altyd nogal 'n groot rol gespeel op ou Kersaand, want hy was die een wat die Kersgeskenke uitgedeel het vir al die kinders. So ons het nie nodig gehad om in Kersvader te glo nie. My oupa was die een wat die geskenke uitgedeel het. En hy het ook altyd die Bybel gelees, leiding geneem en vreeslike ernstige oomblik altyd om die Bybel te lees, maar natuurlik vir ons kinders kon ons nou nie wag dat hy nou die geskenke uitdeel nie. Dan moes ons nog Kersliedjies ook sing nog voordat die geskenke kan uitgedeel word. En as ek dink my ouma se geskenke wat sy altyd vir ons gegee het, was nie duur geskenke nie. Hulle het nie geld gehad om vir ons vir almal klomp geskenke te koop nie. Soos dit was gewoonlik iets wat sy self gemaak het, iets wat sy gebak het of gebrei het ons het altyd gedink, dit was seker maande se voorbereiding vir my ouma om vir elke familielid 'n geskenkie op te maak. Nou ja, nou is familiekersfees iets van die verlede en mense hou deesdae eintlik mees vir die tyd maar Kersfees in Europa en dit is baie lekker, nee. Dit is cozy en ons het eintlik al ons eie familie bymekaar gemaak hier. Maar ek dink vir ons almal is daar altyd so 'n bietjie verlange en nostalgie na familie en huis. En veral as 'n mens iemand verloor het, snaaks, ek ken eintlik baie mense op hierdie stadium wat 'n familielid wat siek is of iemand wat onlangs dood is. Annetjie se ouma se begrafnis was gister. 'n Paar mense het nader familie verloor. Jana het haar ma verloor hierdie jaar. En Nadia het haar man verloor, nê? Dit is eintlik ondenkbaar. En dan dink ek is Kersfees dalk vir sulke mense 'n alleentyd en 'n tyd van hartseer. Al is jy tussen 'n klomp mense, is dit waarskynlik vol herinneringe en 'n bietjie alleen. En dan as almal rondom jou fees vier, waar vind 'n mens dan jou troos, nê? Oor Kerstyd. Maar is dit nie wat Kersfees spesiaal maak nie, dat ons weet wie ons troos is. Ja. Ons sê jy is gelukkig omdat ons nie alleen hierdie pad stap. Ja. En ek het raak gelees in my Engelse Bybel nou dag in Johannes wat Jesus vir sy disippels sê, maar weet ek gaan weg, maar moenie bang wees nie. En in Engels sê hy, I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart. And it's a gift that the world cannot give to you. En dan dink ek terug aan die Kersverhaal en ek dink maar Maria moes op 'n manier daardie vrede van Jesus al reeds ervaar het, al was hy nog nie eers gebore nie of was hy 'n klein babietjie, want ek weet nie hoe sy dit anders reg gekry het nie. Ek dink toe sy swanger geword het as 'n ongetroude vrou, was sy waarskynlik reeds verwerp deur die gemeenskap en deur haar familie. En toe boonop toe sy hoogswanger is, toe laai Josef haar op 'n donkie en travel Bethlehem toe. Dus ek het gekyk, dis 163 km tussen Nazareth en Bethlehem. Nou, dink nou as ek vandag vir Valerie sê, hoogswanger, klim op 'n donkie. Klim op 'n donkie of te voet saam met Josef 163 km na die volgende dorp toe. Sy sal dit nie maak nie. Dis enige vrou se nagmerrie. Ek sit daar om daaraan te dink. So deesdae het hulle nie donkies nie. Deesdae gee hulle vir jou die bal om op te hop te vrouens. Ek weet nie of julle sal weet. Maar nou moet ek dink, nou kom sy in Bethlehem aan
En is donker nag en hulle het niks verblyf nie, nêrens heen om te gaan nie, niemand wat hulle ken nie. En nou, juist daar en dan besluit Jesus, nou kom hy. En al waar hulle het om heen te gaan is 'n stal tussen 'n klomp diere. En op die nativity prentjies lyk dit gewoonlik so mooi en cozy, maar weet die donkie het 'n smile op sy gesig en maar ek dink nie dit was so mooi en lekker in die stal nie. Dit was waarskynlik 'n koue misvloer waarop sy moes lê, miskien 'n klein bietjie strooi onder haar rug. Weet, dis vuil en onhygiënies tussen die klomp diere. Sy het nie 'n baby shower gehad waar mense vir haar newborn kleertjies gegee het waarin sy vir Jesus aangetrek het en toegedraai het nie. Sy het nie 'n dokter gehad of iets om haar pyn te verlig nie. So dit was net sy en Josef in 'n stal ver van hulle familie af. En waar het sy haar troos gekry? Ek dink nie dit was die wyse manne wat geskenke van weelde daar aangedra het nie. Ek dink die wierook was heel waarskynlik vir die stal gewees. Om die stal te laat. Nee, ek dink Maria se troos was omdat sy vasgehou het aan 'n belofte wat aan haar gemaak is. Omdat sy met haar hele hart geglo het dat die babietjie wat gebore is die Messias, is die verlosser van die wêreld. En dan kon sy juig in haar omstandighede. En miskien is dit wat ons ook moet probeer regkry, veral rondom Kersfees. Hanlie, Barry, dankie. Kersfees is 'n tyd van gee. En elke jaar wil ons as gemeente ook gee. Jaarliks gee ons die koningsoffer en probeer ons op so 'n manier ook ergens in Suid-Afrika verskil maak, ergens hier in Engeland vir iemand help daarmee. So ons wil nou gou vir julle geleentheid gee, julle het die koeverte gekry om 'n koningsoffer bydra te maak. Die van julle wat saam met ons kyk op streaming en per SMS gee, julle gee maar net soos normaal. 'n Bietjie meer as normaal natuurlik. Maar julle gee maar net soos normaal, daar's nie 'n bokkie wat jy moet tik en sê dis nou vir die koningsoffer nie. Jy gee maar jou bydra. Dit wat ons vandag gee as koningsoffer, gaan ons 'n verskil probeer maak. Waar kinders alleen is, daar waar ou mense hartseer is en op hulle eie is, om ergens Kersfees vir iemand spesiaal te maak. So, kom ons dien die Here ook met dit wat ons saamgebring het. Come, they told me, pa-rum-pa-pum-pum. The newborn king to sing, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum, when we come, little baby, pa-rum-pa-pum-pum. And one more
I played my best for him. Pa-ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. Then he smiled at me. Pa-ra-pa-pam-pam. Me and my drum. Pam-pam, pam, pa-ra-pa-pam-pam, pam-pam, pam, pa-ra-pa-pam-pam, pam-pam, pam, pa-ra-pa-pam-pam, pam-pam, pam. Ons is nou al seker 7,5 jaar wat ons in die land is. En as enigiemand vir my vra wat mis hou die meeste, en ek seker meeste van julle sal saamstem, is familie en die son. Sonskyn. Ag nee man. Weet, dis maar swaar partykeer. Jy gaan in die donker werk, jy kom in die donker terug. Maar familie vir my, as ons so gesels oor Kersfees, was nog altyd great geweest. Dit was 'n hoogtepunt van my jaar gewees. Weet, my ouers kom albei uit groot families uit. My pa is een van 5 kinders en my ma is ook een van 5 kinders. Weet, en hulle almal het ook nog 'n klomp kinders. Weet, so familie was great gewees. Weet, as ons na my pa se familie toe gegaan het, was dit gewoonlik by my ouma en oupa se huis. En dit is in Pretoria gewees. Hulle het 'n massive huis gehad, weet, en 'n groot swembad, baie groot swembad. En weet, maar dit was jou meer, ek sal sê ons het meer 'n wêreldse tipe Kersfees saam met hulle gehad. In terme van Kersvader was groot gewees. My een oom, dis die enigste oom wat nou nie kinders gehad het nie. Hy was nooit getroud gewees nie. So hy is nog sy hele lewe lank 'n bachelor. Hy is altyd gesê, seker maar oor dat hy nie kinders gehad het nie. Die kindertjies herken mos nou maar hulle eie paas en so. So hy was nou elke jaar Kersvader gewees. So ons kan nie verstaan, as jy nou kind is, kan nie verstaan hoekom is hierdie oom nooit by die uitdeel van persente nie. Hy mis dit alweer, weet? So elke jaar as hy of gou badkamer toe of iets, dan kom hy terug, ag nee, oom het nou alweer Kersvader gemis nie, weet? En weet, hou kom jy nou eers later agter. Weet, so die Kersvader ding was groot gewees en weet, my ouma en my tannies, hulle het almal die hertsagkoekies en Kerspudding en mince pies en al daai tipe dingetjies gemaak, weet? En die kinders het nou geswem en gespeel en ons het buite gesit en geskenke uitgedeel en so, maar daar was nie daai boodskap gewees noodwendig van Jesus nie. Waar my ma se kant van die familie was dit nou baie anderster gewees. My ma en my pa is baie toegewyde Christene, waarvoor ek baie dankbaar is. Ek het van kleins af het ons al boodskap van Jesus gekry by hulle. En ek onthou, een van my gunsteling herinneringe is, toe ons nou klein was, het ons baie keer so, sê maar 2 weke wat voor Kersfees, het ons 2 liter melkborrels bymekaar gemaak. Nou my ma was baie kunstig geweest. So wat ons dan gedoen het, dan het ons hierdie melkbottels versier en opgemaak as karakters. Dan het jy nou wyse manne gehad en jy het herders gehad en jy het nou Baba Jesus gehad en al daai, weet, al die karaktertjies nou. En weet jy dan op Kersdag nou my tannie hulle sou ook goedjies gemaak het en so. En dan sou die kinders as my oupa of my pa of iemand nou die Kersverhaal lees, soos wat
soos wat Rian nou gelees het, dan sal die kinders nou die hele toneeltjie opvoer, soos wat die storie nou gelees word. En sien nou hierso en iemand is nou 'n sterretjie of wat ook al. Weet, so dit was great geweest en ons kersboom was ook ek weet nie of julle 'n garingplant ken, dis mos soos 'n vetplant. En dan het hy net daai stok wat amper soos hy's in die vorm van 'n kersboom en dan ons het my ma het koekies en goeders gebak soos in die vorm van kruisies of ons het engeltjie sjokolade gesmelt in daai vormpies en ons het garingkies deurgehang en weet die challenge was nou altyd gewees om die koekies en goed te hou tot op Kersdag, maar het nooit Kersdag gemaak nie. Weet, die kinders raak mos nou slim, so jy skuif nou maar die boom so in die ronde, soos wat jy inkom in die kamer, sien jy nou net die een stukkie van die, wat nog daar is, 3 chocolaatjies hang, en koekies en so. Maar ja, so dit was great geweest, en so daar is dit definitief, ons het glad nie, Kersvader was nie gepromoot geweest in ons huisgesin, en my ma se kant van die familie. Dit was altyd die boodskap van Jesus en wat Jesus vir ons kom doen het. Weet, so die fokus was nie noodwendig op al die wêreldse dinge nie. En daarvoor is ek baie dankbaar. So in terme van die 2 families, was al 2 Kersfeeste great geweest. Maar as ek terugdink, is ek dankbaar vir dit wat ek by my ma se familie gekry het. Nou het julle gesing, as jy sê jou ma was so knap en vaardig? My ma het gitaar gespeel. Ek het ongelukkig eers leer gitaar speel toe ek op universiteit was, want as jy 'n seun is, dan stel jy nou nie altyd belang in musiek en so nie. Maar ja, so ons het altyd Kersliedjies gesing, nadat ons gelees het, en dit was great geweest. Weet? Wat is jou favourite Kersliedjie? My gunsteling liedjie was nog al die jare somer Kersfees geweest. Dit is 'n bietjie moeilik om party Kersfees in Londen te sing. As jy die son en tog sing ons om elke jaar. Tog sing ons om. Hopelik as gevolg van global warming sal ons nog eendag 'n somer Kersfees hierso in Londen ook kan hê. Maar ja, so dit is somer Kersfees, sal ek sê. Annie, wat jou favourite gunsteling Kersliedjie? Ek weet nie, ons het so baie Kersliedjies sing, ek hou van almal. Ja. Myne is bever Stille Nag. Ja. Dit is maar altyd, golden nee. oldie. Ek het nou onlangs so 'n lekker country version van Stille Nag gehou. Ek wil graag vir julle sing. Ja. En dan kan julle sommer saam met ons sing. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Oh, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night,
uit liefde aan mense gelei. Loof die hemelse kant, loof die hemelse kant. Dankie, lekker maar sit. Ons was 4 maande in Engeland. Toe moet Micha sy eerste nativity play speel. Nou, die van julle wat nou al 'n nativity play in Engeland gesien het, sal weet dat dit op 'n sekere vlak glad nie so heilig is soos die storie van die Bybel nie. Ek dink die grootste uitdaging van so 'n dag is kinders wat hulle woorde moet probeer onthou. Ek onthou Micha was 'n skaapwagter en sy woorde was let's follow the star. Nou vir 'n Afrikaanse klomp wat 4 maande in Engeland was, is dit nogal uitdagend geweest om daai woorde op die regte tyd te sê let's follow the star. Maar dit is interessant, die arme dogtertjie wat Maria was, ag sy was uit haar diepte uit. Sy het maar pop daar gehad wat sy net probeer troos het. Die wyse manne was glad nie so wys nie. Ek dink hulle het maar gesukkel om hier 2 en 3 deur te kom op baie stadium. Die skaapwagters het min geweet van skape. Maar weet jy, daar was een deel van die verhaal wat my aangegryp het. Die hele gedagte dat dit heeltemal vreemd was. Heeltemal anders was as die prentjie wat ons soms het. En terwyl ek daai oggend daar sit en na die nativity play kyk, toe besef ek maar, wow, Jesus was ook 'n foreigner. Jesus het ook na 'n wêreld toe gekom wat hy nie die taal geken het nie. En nie die gebruike verstaan het nie. En waar hy altyd gevoel het, hy staan op die kantlyn. Jesus het na 'n wêreld toe gekom wat nie syne was nie. En ek het die oggend daar gesit en ek het besef, maar
Dit wat ons ervaar, hier om Engeland in die vreemde te hê, om Kersfees in die vreemde Engeland te hê. Jesus verstaan wat dit is. Hy verstaan wat dit is om sonder 'n pa Kersfees te hou. Want sy pa het hom ook weggegee. Hy verstaan wat dit is om Kersfees te hou en te moet afskeid neem van iemand vir wie hy lief was. Hy verstaan hoe is dit om Kersfees te hou tussen mense vir wie dit nie belangrik is nie. Vir wie dit meer oor die fees gaan, oor die persente gaan, oor Kersvader gaan. En ek dink Jesus verstaan baie beter as wat ons dink. Hy verstaan hoe jou Kersfees is. Hy verstaan van wie ons moet afskeid neem. Verstaan dit? Ek wil vir julle lees wat sê Lukas 2. Lukas 2 vers 1, in daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling gehou moet word. Ook Josef moes gegaan het na sy eie stad toe. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Toe hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. Daar was nie plek vir Jesus. As ek terugkyk na daai eerste nativity storie van Micha, dan het hulle hom die volgende dag weer gespeel. En die wyse manne was nog steeds nie slim nie. Hulle het maar nog steeds gesukkel met die moeilike woorde, met die moeilike storie. Maar op 'n sekere manier het hulle nie omgegee nie. Het hulle gewoond geraak aan. Julle en ek is so bang. Ons raak gewoond aan Kersfees. Ek is so bang daarvoor. Ek is so bang ons sien die ligte en die versierings en die Black Fridays en die Cyber Mondays en ons dink dis Kersfees. In Mexico het hulle 'n interessante Kersoptog wat hulle het, Los Posadas noem hulle dit. Dan gaan hulle vir 9 dae lank, wat die 9 simboliseer nou maar die 9 maande wat Maria swanger was. Vir 9 dae gaan hulle elke aand, dan het hulle so 'n optog en dan klop hulle aan die deure. En dan vra hulle vir die mense, kan ons inkom, het julle vir ons plek? En dan nou elke aand, dan klop hulle nou by 2-3 huise vir wie daar kamptig nou nie plek is nie. En dan kom hulle by een huis en die huis sê, ja, daar's plek, kom in. En dan is dit 'n groot feesviering. 9 aande na mekaar. En toe ek die storie hoor, te dink ek, maar dis die punt. Ons moet 'n plek hê Kersfees. Ons moet 'n huis hê Kersfees. Ons moet Kersfees kan vier en kan weet, dis my mense. Ten spyte van die hartseer, die swaar, die verlange. Want Kersfees, die diepste storie van Kersfees is Jesus wat aarde toe kom, soos Johannes 1 vers 14 het sê, en hier kom tent opslaan. Tussen ons kom woon. Hier kom bly. En al mis ons die sonskyn, en ons mis ons familie, ons het 'n familie, ons het 'n plek, omdat Jesus Kersfees saam met ons vier. So ek weet nie waar jy gaan wees Kersdag, ou Kersaand. Jesus gaan daar wees, dit weet ek. En dis my gebed, en dis my gebed dat ons ten spyte van al die stories en die hartseer en die vreugde en die lag en die trane wegpik mag weet, Kersfees sal altyd spesiaal wees. Altyd. Omdat ons Jesus saam met ons Kersfees vier. En Kersliedere gaan altyd spesiaal wees. En ons mag sing so 'n Kersfees. Ons mag dit sing. So miskien moet ons dit sing.
So kom ons sing dit. So my Kersfees. Kom ons staan en ons sing almal saam. Sure.
is shining. It is the night of our dear Savior's birth. And long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world
Dankie, julle kan gou sit. Kerssangdiens sal altyd spesiaal wees. Nie net oor dit wat op die einde van die dag uitkom na al die werk en tyd en energie nie, maar oor dit wat hier gebeur. Elkeen van julle maak vandag baie spesiaal. En dis bly ons gebed dat Kersfees nooit vir ons maar net nog iets sal wees. Dit bly my gebed dat jy hierdie Kersfees sal ontdek hoe ongelooflik dit is om te gee. Ek wil dankie sê vir 'n klomp mense wat gegee het die afgelope ruk om hierdie geleentheid moontlik te maak. Julle sal sien rondom julle is die stalletjies. Die goed is nie maar net sommer amper sê ek oornag opgeslaan nie. Dit is oornag opgeslaan. Hier's ouens wat die hele nag gewerk het om hierdie goed te bou en hierdie goed aan mekaar te sit. So ek wil vir Nico, vir Shaal, vir Kaal, vir Corneille, vir Mani familie wat julle Vrydag opgeoffer het en Vrydag nag opgeoffer het om hierdie goed te bou, dankie sê. Dit lyk brilliant. As hy, Herman het, Shaal sê hy het 'n paar mense gehad wat hom wakker gehou het, sy family was daar, so dis great. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap, vir al daai ouens. Hierdie verhoog lyk amazing. Die laas Sondag toe hulle hier was dit sulke kaal mure. So Etienne, vir jou en jou inisiatief, jou kreatiwiteit, die mense wat jou gehelp het, baie dank. Dit lyk amazing. Dankie Etienne, kom ons. Julle sal sien, eet is nog altyd groot vir ons Suid-Afrikaners en daar's baie eetgoed. By die stalletjies sal jy sien, daar's 'n stalletjie net vir kinders by daai stalletjie. Soutgoed, soetgoed, drinkgoed, daar's genoeg eetgoed daarvoor. Ek wil vir al die vrouens wat gebak en gebrou het, wat vir ons goed gemaak het, baie dankie sê. Vir die dames wat die stalletjies opgestel het, versier het, mooi gemaak het, goed gehang het, goed vasgesit het. Jo, dis amazing. Geniet dit, waardeer dit. Vir julle almal baie baie dankie. Waardeer dit. Vir Johan en die musiekspan, vir almal van julle wat gesing het, dankie. Johan wat hierdie alles bymekaar gesit het, dit is great. Ons waardeer dit reg, julle tyd, julle opoffering. Tegniese span daar agter, Valerie wat moet sit. Almal wat ry nou vir julle Gerinda wat die knoppies moet druk, die videokameras. Weet julle wat? Dis almal vrywilligers. Wat tyd gee om hier te wees. Tyd gee om te kom oefen en goed te kom regkry. Baie dankie. Ons waardeer elkeen van julle. Die storievertellers, julle het julle harte op die tafel kom sit, julle stories met ons gedeel, en ek weet daar's 'n klomp stories daar buite ook. Dankie daarvoor. Dit is spesiaal om op so 'n manier in mense se harte en mense se lewens te kan aankyk. Kom ons sit so, dan sê ons vir die Here dankie vir die groot storie. Hemelse Vader, aan U wil ons al die eer kom toebring vir Kersfees. Here, dankie dat U aarde toe kom, dat U mens word, dat U tussen ons kom woon, dat U verstaan wat is dit om nie verstaan te word, om 'n foreigner te wees. Dankie Here dat ons elke jaar mag Kersfees vier en elke jaar mag terugdink aan hoe amazing U is. Daarom wil ons aan U al die eer kom toebring vir alles wat hier gebeur. Here, daarom gee mense hulle tyd, hulle gawes, hulle lewens vir U, want ons niemand soos U nie. Ons loof U en ons prys U daarvoor. Amen. Ontvang die seën van die Here en weet dat hierdie Here saam met jou in Kerstyd ingaan. Altyd by jou sal wees. Dat jou storie vir hom net so belangrik is. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
Amen.